Ons is bymekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die Here sê in sy woord, kom na my toe dat julle gered kan word. Daar is geen ander God. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Psalm 193 in die liedboek, dis Ou Psalm 68, strofe 1, 2 en 3. Bring lof en dank aan God die eer, o volke almal saam. Sing heilig, heilig, heilig Heer, hoog heilig is sy naam. Psalm 193 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3. Dis Ou Psalm 68, ook strofe 1, 2 en 3. Psalm 602 in die liedboek, strofe 3 en 4, dis Ou Psalm 177, ook strofe 3 en 4. Gemeente, waaruit ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. So het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet leer ken het, laat ons ons skuld bely met die sing van Psalm 260, dis Ou Psalm 245, strofe 2 en 8.
As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan 'n belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is deur die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons ons geloof bely het, laat ons ons lewe aan die Here toewy. Die sing in Psalm 602, strofe 3 en 4, dis Ou Gesang 177, ook strofe 3 en 4. Ons skriflesing is 2 Kronieke 6 van vers 28 af en dan Hebreërs 9 van vers 6 af. 2 Kronieke 6 van vers 28 af en dan Hebreërs 9 van vers 6 af. Hier by 2 Kronieke 6, luister asseblief baie fyn na die ingesteldheid waarmee koning Salomo daar bid. Dis 'n gebed wat hy gedoen het toe die tempel ingewy is, en ons moet fyn luister na die bedoeling hoe die mense die tempel moet verstaan, wat in hulle harte moet wees. Sou daar hongersnood in die land kom, sou daar pes kom, brandkoring of roes, swerm sprinkane en voetgangers, sou dit gebeur dat die volk se vyande hom in sy stede hier in die land beleer, watter plaag of siekte hom ook al tref. Luister tog na elke gebed, elke smeek, wat van enige mens of van u hele volk Israel mag kom, soos elkeen sy plaag en sy smart te kenne gee en sy hande na die tempel toe uitstrek. Luister tog uit die hemel u woonplek en vergeef en gee aan elkeen wat hy verdien, soos u sy hart ken, want net u ken die mens se hart, sodat hulle aan u gehoorsaam sal wees en u weg sal bewandel die hele tyd, dat hulle in die land leef wat u aan ons voorvaders gegee het. Luister ook na die vreemdeling, wat nie uit u volk Israel is, en omdat hy gehoor het van u groot naam, u mag en die krag, selfs uit 'n ver land kom en na hierdie tempel toe bid. Luister tog uit die hemel, u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling u in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde u naam kan ken en ook aan u gehoorsaam kan wees,
net soos u volk Israel, dat hulle kan weet u naam is uitgeroep oor hierdie tempel wat ek gebou het. Sou u volk teen sy vyande uittrek in 'n oorlog wat deur u beveel is, en hulle bid tot u in die rigting van hierdie stad wat u gekies het en die huis wat ek vir u naam gebou het, luister tog uit die hemel na hulle gebed en hulle smeking en gee hulle die oorwinning. Sou hulle teen u sondig, want daar is nie mens wat nie sondig nie, en u in die verontwaardiging hulle aan 'n vyand oorgee, sodat hulle as gevangenes weggevoer word na 'n land ver of naby, en hulle daar in die land waar hulle gevangenes is, tot inkeer kom, en hulle weer tot u wend en daar in die land van hulle gevangenskap smeekend aanroep, ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen, ons is skuldig, en hulle tot u wend met hart en siel in die land van hulle gevangenskap, en hulle bid in die rigting van hulle land, wat u aan hulle voorvaders gegee het, van die stad wat deur u gekies is en die tempel wat ek vir u naam gebou het. Luister tog uit die hemel uit die woonplek na hulle gebed en smeek, en neem hulle straf weg en vergeef die volk wat teen u gesondig. My God, hou dan nou hierdie plek onder u sorg en verhoor tog elke gebed hiervandaan. Kom dan nou na u rusplek toe, Here God, u en u magtige ark. Laat u priesters, Here God, onder die beskerming van u hulp lewe. Laat u troue dienaars hulle verheug in die goeie dinge. Here God, hou u gesalfde onder u sorg. Dink aan wat u toegesê het aan u dienaar Dan. En dan Hebreërs 9 van vers 6 tot 5. Met dinge so ingerig het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binne gegaan om die dienste te verrig, maar in die agterste gedeelte het alleen die hoëpriester ingegaan en dit net een keer in die jaar en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die Allerhoogste toe nie oop is, solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin offergawes en diereoffers gebring word, wat nie vir die een wat dit bring 'n volkome skoon gewete kan gee. Dit het net betrekking op voedsel, drank en 'n verskeidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelê is, tot die tyd dat God 'n beter orde sou instel. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord. Gras verdor en blomme verwelk, en die woord saam tot in ewigheid, kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, U is die enigste ware God. U staan in U wese buite die skepping neer. Die skepping is net 'n resultaat van U almag. Hier op aarde hoor ons van ander gode en ons hoor van afgode. En dit is alles aan die skepping gebind, maar U is groter, U is meer.
U is waarlik ewig en almagtig. En waarom U met ons so moeite doen, gaan ons verstand te bowe, Heer. As die aarde in 'n oogwink sou verdwyn, dan sal dit nie aan die skepping 'n verskil maak nie. Maar U het besluit om selfs op die aarde ons elkeen op die naam te ken. U het besluit om aan ons getrou te bly. U het besluit om in te gryp. Ons kan nie daarop antwoord nie, Heer. Ons kan niks vir U teruggee nie. Ons kan maar net verstom staan dat daar soveel liefde en barmhartigheid by U is. Omdat U is wat U is, vra ons nederig dat ons die genade mag beleef, dat U woord sal oopgaan. Ons vra dat ons elkeen 'n boodskap op die hart sal ontvang. Ons bly dit in Christus naam. Amen. Ons sing gesang 236 strofe 2, dit is Ou Gesang 55 strofe 4, 236 in die liedboek, strofe 2, Gesang 55 strofe 4. Sien ons dan Vader in ons nood, saam voor U troon vergaan, sal ooit 'n kind vergeefs om brood smeek by sy aardse vader. Liewe broers en susters in ons Here Jesus Christus, dit was laasweek nou ons nagmaaldiens en daarom het ons vandag ons danksegingsdiens. En u ken die prosedure. Ons werk so, kom ons sê binne die hervormde tradisie, dat ons probeer om ernstig te wees oor die nagmaal. Ons het 'n voorbereiding wat ons elkeen vir onsself by die huis moet doen. En daar is eintlik altyd net een oplossing. En dit is die mens is skuldig en verlore en uit sy eie uit mag die mens nie aan die tafel van die Here kom aansit nie. Maar omdat ons verlost is ons amper verplig om by die nagmaaltafel aan te sit. Dis die mooi balans wat die geloof in ons lewe bring, van skuldig maar vrygespreek, en uit daardie vrygespreek, uit die verlossing uit, kom ons dankbaarheid wat maak dat ons elke dag vorentoe leef. Vir vandag is die teks vir die preek, Hebreërs 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Met die danksegingsdiens, as ons dan klaar is by die nagmaal waar ons weer oortuig is en waar ons weer herinner is
aan die genade van die verlossing. Kom ons nou in 'n danksegingsdiens by mekaar en ons kyk vorentoe. Het jy al ooit gevra, hoe kan ons die Here betaal vir die evangelie? Of hoe kan ons hom bedank vir die evangelie? Dink vir 'n oomblik so daaroor. Stel nou maar 'n mens beland in 'n karongeluk. Jy sit daar in die kar vas en of jou wonde is so ernstig dat jy besef ek gaan nou doodgaan. Of die kar slaan in die brand en jy besef maar ek gaan nou doodgaan. Of hoe ook al. Jy staan geheel en al magteloos uitgelewer. Die enigste ding wat nou kan gebeur is dat jy nou gaan doodgaan. Dis nou klaar, dis nou vas. Dan kom hier van die kant af 'n kar aan waarvan jy nie geweet het nie, met iemand waarvoor jy nie gevra het nie, wat jy nie kon bel nie, niks nie. En daardie persoon kry dit reg om jou betyds uit die kar uit te haal en te help dat jy bly leef. Daai mens het jou lewe gered. Dis wat daar gebeur het. Jy sou beslis 100% beslis dood gegaan het, maar nou leef jy oor die dade van daardie mens. Wat is dit veel werd? Hoe gaan 'n mens vir so ou eweveel teruggee as wat hy daar vir jou gedoen het? Mens kan so 'n persoon vir 'n ete nooi, mens kan vir hom 'n bottel wyn en 'n pakkie biltong gee, mens kan, maak nie saak wat jy doen nie, daar is nie 'n manier op hierdie aarde dat jy regtig kan dankie sê as iemand jou lewe gered het. Jy kan dit nie vergoed nie, op geen enkele manier. Want lewe is die kosbaarste ding wat ons het. Goed? In die geloof, ons het nou gepraat oor die aardse lewe. Ons het nie gepraat oor die ewige lewe nie, ons het gepraat oor dit gewone aardse lewe. In die geloof het Jesus nie net ons aardse lewe gered, maar hy het ook nog ons ewige lewe gered. Nou as ons nie eers ons aardse lewe kan terugbetaal en behoorlik kan dankie sê daarvoor nie, hoe moet jy nou nog kom dankie sê op 'n gepaste manier vir dit wat Christus vir jou gedoen het toe hy jou siel uit die hel uit gered het? Dit is 'n redelike tamaletjie as ons dit uit onsself uit op 'n manier wil betaal of wil teruggee of wil dankie sê of hoe ook al. Dit is hoekom ons op ons tradisionele hervormde manier en by die ander protestantse kerke, hoekom dit vir ons so belangrik is om te sê nou moet ons gehoorsaam wees. Want as ons gehoorsaam is in alles in ons lewe, dan doen ons ten minste dit waarvoor die Here ons hier geplaas het op die regte manier. Dan probeer ons daarom om met die werk wat die Here vir ons gegee het om te doen, dit so in te rig om te sê, maar omdat u my aardse lewe red en omdat u my ewige lewe red, sê ek nou dankie, deur ek dit probeer doen, soos wat ek veronderstel was om van die begin af te doen. Dis hoekom ons so hamer op die ding van die gehoorsaam. Dis hoekom ons altyd weer terug gaan soek. Want dan doen ons ten minste iets wat ons weet voor God, of ons probeer doen wat ons weet wat voor God aanvaarbaar is. Dan sit ons met die moeilikheid, maar ons kan nie. Ons kry dit nie reg. Dit is waar Salomo se ingesteldheid na die tempel toe vir ons die aha-oomblik is.
Salomo, ook koning Dawid eers, het Israel mak gemaak, en hy het vrede gemaak, en hy het alles reg gekry, en toe sy tyd verby is, toe kom koning Salomo, en hy bou die tempel. Moet ons mooi verstaan, dis 'n wêreld waar daar nie baie ontwikkeling is nie. Dan bou hulle een van die mooiste geboue wat daar in die geskiedenis van die mensdom was tot daai tyd. Regtig so mooi dat baie ou sê hy hoort eintlik by die 7 wonders van die ou wêreld. Maar wat was koning Salomo se ingesteldheid? Later in sy lewe het hy die pad byster geraak. Later het hy nou agter die afgode aangegaan. Maar hoe mooi was dit toe hy daardie dag die inwydingsgebed doen en hy sê vir die mense hoe hulle dit moet verstaan. As daar hongersnood is, as daar skade is, as daar militêre nood is, as daar droogte is of as hulle vergifnis nodig het, dan moet hulle gedagtes daar by die tempel wees. Hoekom? Gaan nie oor die gebou self nie. Dit is 'n pragtige, mooi groot gebou. Daai gebou sonder God se teenwoordigheid is 'n dooie gebou. Maar dit is die Ahab. God het vir hulle daar die tempel laat neersit, dat hulle 'n sigbare ding het, en dat hulle gedagtes daar kan vasmaak en sê, maar daardie God in daardie tempel is ons God. Hy sal help. Dis ons troos, dis ons hoop. Hoor die opregtheid waarmee Salomo daar gebid het. Hoor die vroomheid, hoor die insig. Dit is die hart waarmee ons môreoggend moet opstaan. Koning Salomo het baie mooi verstaan. Hy kan nie teen die tempel self vaskyk en daardie gebou sal help. Die tempel het net waarde omdat God bestaan. En soos wat koning Salomo na die tempel gekyk het, omdat dit vir hom die teken van God se teenwoordigheid, sy liefde, sy genade, sy alles is. Net so kyk u en ek na Christus. Ons kyk na ons Here Jesus. Hoekom? Want hy is in die hemel. Hy is daar, ons prokureur. In die hemel is Christus die voorspraak, een van die Bybelverse sê, hy is self die tempel. Dis waar ons gedagtes moet wees. En dan gaan ons elke dag van ons lewe met dieselfde gesindheid na ons Here Jesus toe as wat Salomo na die tempel toe gegaan het. As daar hongersnood is, as daar skade is, as daar droogte is, as daar nood is, as ons vergifnis nodig het, alles. Dan staan ons en ons sê, maar omdat hy ons gered het, kan ons nou met vrymoedigheid nader gaan om te gaan bid. Ons kan gaan vra, ons kan gaan pleit. Ons weet waar ons hoop lê. Ons mag nie die fout maak om te dink as ons nou in gehoorsaamheid gaan begin leef, dan gaan ek mens die besluit neem dat ek my lewe vir God gaan gee. Klink so mooi. Dit klink so mooi en dit voel so lekker as ek mens besluit ek gaan dit nou doen. Dis 'n baie dom ding as 'n mens dit wil probeer regkry. Dit is regtig dom. En die mense bedoel dit opreg. Mense bedoel dit opreg, maar ons moet bietjie meer dink as dit, ons moet bietjie verder verstaan. As ons sê, ek besluit, ek gaan dit en dit en dit.
dan veronderstel ons dat ek die reg en die mag het om sekere dinge te doen. Ek gaan sommer uit myself uit nou so maak. Nou mens, vra jouself, wie het jou gemaak? Wie beplan dat jy hier moet wees, jy mens? Wie is eintlik jou eienaar van die begin af? Wie het jou naam in die boek van die lewe geskryf? Wie het jou gehelp om gesond te word toe jy so siek was? Wie het jou beskerm toe daardie dinge skeef geloop het? Wie het vir jou die geloof gegee? Na wie toe gaan jy terug as jy die slag jou asem weer uitblaas? Nou begin ons besef. Ek is toe nou nie so oulik nie, want ons hemelse Vader het alles van die begin af geweet, gedoen, beplan, gereggemaak, in stand op, alles. Wat gebeur het, is dat ons het ergens in ons lewe agterkom. Nou kan 'n mens dankie sê. Mens kan dit op 'n baie aardse manier verduidelik. As iemand vir 'n maatskappy werk, dan gee die maatskappy vir daardie persoon 'n voertuig om sy werk te doen. Die maatskappy bepaal watter voertuig dit is. Die maatskappy betaal die paaiement. Die maatskappy doen die onderhoud. Die maatskappy betaal die dienste en hy betaal die versekering. Dis die maatskappy se voertuig uit en verby. Gaan ons nou so gou as moontlik daardie maatskappy voertuig stukkend ry? Maak nie saak nie, die maatskappy betaal, dis alright. Of is ons veronderstelling om te sê, dit is die maatskappy se voertuig, dit behoort aan hulle doen alles. Ek mag hom gebruik. Nou gebruik ek hom op 'n passende, verantwoordelike manier, want dis nie myne nie, dis die maatskappy se. God gee vir ons lewe. Hy hou dit in stand, hy versorg ons, hy gee vir ons alles wat nodig is. Ons lewe behoort van die begin af aan hom. Die enigste ding wat ons kan doen, is as ons die dag voor sy troon staan, dat ons vir hom kan sê, dit is wat ons met die lewe gedoen het, wat u vir ons gegee het. Dan is ons op die regte spoor, want dan is dit met die regte gesindheid van dankbaarheid. Omdat hy alles gedoen het, gaan ons nederig en ons sê, dankie Vader, dit is wat ons gedoen het. Met die tyd en die plek en die energie, en die talente en die geleenthede wat u gegee het. Dit is dankbaarheid. Dit is 'n lewe van toewyding, dit is 'n lewe van afhanklikheid, dit is 'n lewe tot eer van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige hemelse Vader, sonder u is ons verlore. Elke dag weer. Sonder u sal ons nie weet wat ons moet doen nie. Sonder u kan ons nie vorentoe kyk nie. Sonder u is daar net verval. Want selfs as die mense die mooiste gebou maak, en dit nie tot u eer doen en vanuit gehoorsaamheid nie, dan is dit leeg. Dan het ons klinkende simbale geword, wat net lawaai. Ons dank u Here dat ons kan besef, dat ons 100% afhanklik is. Ons dank u dat ons kan besef, dat ons heeltemal onwaardig is, en net so dat ons kan besef, ons
werklik ten volle gered is deur u genade, omdat u dit bepaal. Daarom vra ons Hemelse Vader vir die wysheid en die kennis en die insig wat net deur die woord kan kom. Ons vra dat ons in 'n verwarde wêreld, waar daar soveel nood is, kan koers hou. Ons vra Heer, dat U ons sal gebruik om die pragtige boodskap van die evangelie na ons beste vermoë uit te leef. Ons vra ook dat U ons sal vergewe, want daarsonder is ons verlore. Ons bid die dinge in Jesus naam. Amen. Gesang 271 in die liedboek. Dit is Gesang 275 in die ou boek. In die liedboek strofe 1 en 2. Heilige Jesus wat my lewe wil heilig, hart en wil en rede. En dan die tweede, die 5de strofe in die ou boekie. Heilige Jesus, hoor my bede, hervorm my hart, my krag, my rede. In die liedboek is dit 2:17 vers 1 en 2. In die ou boekie 2:7-5 strofe 1 en 5. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.